Dit is vir my 'n baie groot voorreg om hier te wees vanmôre. En ten spyte van die koue is ek verras met hoe baie mense gekom het. Want is regtig vir my baie koud. Komende uit Sanien uit is hierdie so goed soos die Suidpool. So maar dit is baie verfrissend. Die koel luggie en as jy dit inasem, jy voel dit kiel jou longe. Dan word jy gou wakker. Ek gaan nou nie 'n lang storie vertel oor waar ek vandaan kom en wie ek alles is nie. Ek het ook 'n lang pad gestap tot hierso. Ek het nie groot geword as 'n Adventis nie en hierdie is 'n naweek waarin baie sterk klem gelê word oor disippelskap. Dan is dit vir ons nodig om te weet hoe om uit te reik na ander mense. Hoe om te gaan na mense toe wat nog nie die boodskap ken of verstaan nie. Hoe moet ons dit doen? Ek self het groot geword in die NG Kerk en ek het baie waardering vir die wortels wat ek daar gekry het, vir die feit dat ek daar so die Here leer ken het. Ek weet ons kan baie keer neerkyk op ander mense, maar dit is waar ek die Here leer ken het. Na dit het ek 'n draai gemaak in die charismatiese kerke. En ek was vir 14 jaar in daai beweging. En ek besef ook vandag dat dit waarskynlik seker die moeilikste is om vanuit die charismatiese beweging hierdie boodskap te aanvaar. Maar ek het ook daar ervarings gehad wat vir my baie geleer het. Om te weet dat 'n mens nie net mense afskryf, omdat hulle anderster glo nie. So stap die Here met ons elkeen 'n pad. Voordat ek die woord vir ons oopmaak, wil ek net hê ons moet ons hoofde buig. Vader, ons raak stil voor U. En ons bid dat U ons spesiaal sal seën vanoggend. Nie deur my mond so seer nie, maar deur die mond van U skrif. Van dit wat U vir ons gegee het deur inspirasie, dit wat U vir ons gelos het om hierdie waarheid te gryp. Maak ons bereid en rus ons toe om hierdie boodskap te dra aan die res van hierdie wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. As die haan kraai, wat het dit te doen met disippelskap? Kom ons blaai na Markus 14 toe. Die van julle wat julle Bybels het, sal goed wees. Markus 14. Ek wil julle net vinnig 'n bietjie deur die hoofstuk vat. Die hoofstuk begin waar die owerpriesters raad hou, dan die maaltyd in Betanië, dan is dit die hele ding waar Judas begin om te beplan om Jesus te verraai. Die laaste Pasga word gehou, en net nou na die laaste Pasga wil ek gaan, ons moet na Markus 14 vers 27 toe blaai. Vers 27, en ek gaan net daar 'n stukkie lees. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En Petrus sê vir hom, al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Daarop sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon.
Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het almal ook gesê. Dan interessant genoeg, net hierna volg die storieetjie, of die gedeelte waar Jesus in Getsemane gaan bid het. En hy het gevra dat sy disippels, spesifiek ook Petrus, saam met hom moet waak. Net na Petrus hierdie wonderlike woorde gesê dat hy vir Jesus nie sal verloon nie, kry hy dit nie eers reg om saam met Jesus vir 1 uur te waak nie. Dan word Jesus gevange geneem en ons ken die storie waar Petrus kom in sy bravade en nog iemand se oor ook afkap, nê? Dan kom Jesus voor die Joodse raad en Jesus word gekruisverhoor omtrent geneem. Kom ons bly net verder na vers 66 toe. En terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoofpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasareëner Jesus. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle. Maar hy het dit weer ontken en 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileër en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai. En Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voorwaar, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En hy het in trane uitgebars. Nou, vandat ek kan onthou, het ek altyd gedink aan hierdie storie. Hoe kon Petrus vir Jesus verloon? Dis 'n vreeslike sonde, om vir Jesus sy meester te verloon. Nou die vraag is, was dit regtig Petrus se groot sonde? Wat was Petrus se groot sonde? En miskien wil ek vir julle ook vra, as julle moet dink aan 'n lysie van sondes wat julle nou sou dink as erg. Probeer dink aan 'n paar sonde. Aan 'n paar sondes wat julle sou uitsonder. En sê maar, hoorie, hierdie is nou erge sonde. Miskien sou julle wil dink aan molestering, moord. Ons kan 'n lysie maak van goed wat ons beskou as verfoeilik en veragtelik. Kom ek lees vir julle 'n stukkie uit die pen van inspirasie. Ek het dit self vertaal, so verskoon my. Die boosheid wat tot Petrus se val gelei het en wat die fariseer afgesluit het van die gemeenskap met God, verwysende na die gelykenis van die fariseer in Lukas 18, fariseer en die tollenaar, lei vandag duisende tot ruïnering. Daar is niks so afstootlik vir God, of so gevaarlik vir die menslike siel, as hoogmoed en selfgenoegsaamheid nie. Van al die sondes is dit die hopeloosste, die ongeneeslikste. Dis ook die sonde terloops, wat vir Lucifer die hemel gekos het. Petrus se val was nie onmiddellik nie, maar geleidelik. Selfversekerdheid het hom gelei tot die geloof dat hy verlos was, en stap vir stap was hy geneem op die afdraande pad, totdat hy sy meester kon verloon.
Nooit kan ons veilig ons versekering in self sit nie, of voel aan die kant van die hemel, dat ons seker is teen versoeking nie. En voordat ek verder lees, hierdie woorde wat Petrus spreek, Here, ek sal u nie verloon nie, al sal al die ander mense dit doen, nie ek nie. Jy weet, ek dink nou maar in terme van hoe dit in die kerk ook is, as ons iemand kry, wat enthousiasties is, en vol moed en selfversekerd is, dan stel ons hom aan as 'n leier, is dit nie? Dis die tipe ou wat ons soek as die jeugleier, as die hoofdiaken, selfs hoofouderling. Die ouens wat bietjie guts het, nee, wat bietjie die moed het om te gaan en te sê, ek sal vir Jesus staan. Ek. En miskien is daai ek net so bietjie te hard. Ons wil so graag iemand wees wat vol vuur kan stap en sê, Jesus is my Here. En ek het die waarheid aangeneem. En ek sal gaan om die arme siele daar buite te gaan leer wat die waarheid is. Dis wat Petrus gedoen het. Dis is niks anderster nie. Om te gaan en te sê, ek gaan hierdie boodskap vat en vir die wêreld vertel dat Jesus is die koning. En miskien sal hierdie ander mense die Sabbat breek, miskien sal die ander mense nie erns maak met die Here nie, maar ek sal. En hier lees ek nou, dat voor die Here word dit beskou as die verfoeilikste sonde, om so op jouself verseker te wees. Beteken dit dat ons nie opgewonde kan wees oor die waarheid nie? Nee, dis nie wat ek sê. Beteken dit dat ons nie kan seker wees van die feit dat Jesus Christus ons Here is nie, dat Jesus Christus die waarheid is nie? Beteken dit dat ons moet kompromie maak wat die waarheid aan betref? Nee. Maar waar is ons sekerheid? Waar lê ons sekerheid? In onsself, en die feit dat ek sal nie die Here teleurstel nie. Ek weet wat die waarheid is. Waar lê ons sekerheid? Ek gaan hierdie stukkie net herhaal. Daar is niks so afstootlik vir God of so gevaarlik vir die menslike siel as hoogmoed en selfgenoegsaamheid nie. Van al die sondes is dit die hopeloosste, die ongeneeslikste. Dit is baie, baie moeilik, wanneer iemand so seker is, en in sy eie opgewondenheid en enthousiasme vooruit gaan, om vir so iemand na die grond toe te kry, te sê, hier is ek, Here, neem my. Die dienskneg sal luister. Die wat die verlosser aanvaar, hoe opreg hulle bekering ook al, behoort nooit geleer te word om te sê of te voel dat hulle gered is nie. Hoorie sommer, dit klink dan bietjie verskriklik. Hoe kan ons dit sê? Is dit nie een van die goed wat ons so graag wil hê, is om te sê, hoorie, ek het geloofsekerheid nie, ek weet, ek is verlos nie. Hoe kan hier nou geskryf word dat ons nie moet sê, ek is gered nie? Ons moet die konteks hier reg verstaan. Dit gaan weer oor hierdie ding van, ek weet, verseker, ek gaan hemel toe. Met die klem op, ek. Dit is misleidend. Elkeen behoort geleer te word om hoop en geloof te koester. Ja, dis waar. Maar selfs wanneer ons onsself gee aan Christus en weet dat hy ons aanvaar, kan ons dit weet. Ons kan dit weet dat Jesus ons aanvaar. Maar selfs dan moet ons weet, ons is nie buite die bereik van versoeking nie. Dis waaroor dit gaan. Dat wanneer ons kom en weet, die Here het my aanvaar,
as sy kind, moet ons nie kom en dink, nou is ek die kind van die Here. Nou kan ek het name, claim en frame, né? Ek is 'n kind van die Here en nou staan ek in die gesag van die Here. En half en half dink dat jy's nou buite gevaar van versoeking nie. God se woord verklaar, baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word. Daniël 12 vers 10. Alleenlik hy wat die toets deurstaan, sal die kroon van die lewe ontvang. Jakobus 1 vers 12. En dan 1 Korintiërs 10 vers 12. Laat hom wat dink dat hy staan, pas op, dat hy nie val nie. Ons enigste veiligheid is in konstante wantroue van self en afhanklikheid van Christus. Ons moet konstante wantroue hê van onsself. Ek het laas gepraat met leraar François oor dit en toe noem leraar François vir my 'n baie oulike woord. En dit is, ons moet besef wat is die potensiële boosheid binne in ons. Jy weet, wanneer ons kerk toe kom, of wanneer predikante hier voor staan, is ons mooi gepolish. Ons kom kerk toe en ons trek mooi aan. Maar ons elkeen weet, tot wat se boosheid is ons in staat. Waartoe is ons in staat? Wat maak my anderster as die boemelaar in die straat? Is net een verkeerde stapie. Is net een verkeerde treetjie. Ons kan kyk na ouens, miskien in ons gemeentes, wat sukkel met drank, wat sukkel met allerhande goeders en het nooit op hulle voete kom nie, en aanhou sukkel. En dink, tog, miskien soos die fariseer, daarom is ek nie soos hy nie, of sy nie. Hoe kyk ons na onsself? Kyk ons na onsself met die oë wat Christus sien, om te sien waartoe ons ontstaat, negatief en positief? Of dink ons net, ons het nou gearriveer? Ons kyk dalk na ons vermoëns, na wat ons bereik het in die lewe, waar ons staan, en gou kan ons kom en dink, ek het al iewers gekom. Ek is daarom nou nie meer daar waar ek was nie. Weet jy, dit kos een treetjie om terug te gaan, en verder te gaan van waar jy miskien was. Dis een stappie, of jy's af by die afgrond. Die vermoë wat ons het om boos te wees, is so enorm groot. Het ons enigstens 'n idee, die korrupsie van die menslike hart, van my hart, van jou hart. En as ons kyk na mense wat miskien anders dink, wat verward is ten opsigte van teologie, ten opsigte van wat hulle glo, hoe dink ons oor hulle? Oor die ouens wat miskien in ander kerke sit en allerhande snaakse goeders doen. Hoe dink ons oor hulle? Oor mense wat sukkel om te glo? Is dit sleg? Is dit verkeerd? Ja. Is dit goed wat hulle waarskynlik heeltemal van die Here af kan wegvat? Ek glo so. Maar jy sien, ons kyk baie keer na onsself en ons gradeer onsself in die lig van ander mense. So, ek is dan nie heeltemal so sleg nie. Dit gaan daarom al bietjie beter met my. Kyk wat het die Here daarom al in my lewe gedoen. Kan ons opgewonde wees oor die feit dat die Here goeie dinge in ons lewe doen? Halleluja. Kan ons bly wees oor die feit dat die Here ons uit gemorsheid gehaal het? Ja. Kan ons trots wees daarop? Nee. Kan ons trots wees op wat die Here gedoen het? Ja. Kan julle verstaan waar ons oog moet wees? As ek maar kyk in gemeentes, hoe maklik gebeur dit dat mense kan begin stry
en daar kan stryd kom in gemeentes. Dink ek aan 'n storieetjie wat ek baie jare terug gelees het, van 'n evangelis, 72-jarige ou oom. Ek twyfel of hy nog lewe, want dit is baie jare terug. En hy het, met sy eie geldjies, het hy net onder die Chinese gewerk, 'n Chinees self. Ek weet nie eers wat sy kerkgenootskap hy was nie, maar hy het gekom net met sy geld wat hy het, Bybels gekoop en dan het hy gegaan. Gestap van dorpie tot dorpie. Soms het hy fiets gevat en gery. En die storieetjie wat ek gelees het, was van 'n joernalis wat een dag saam met hom gegaan het. En hy het saam met hom ook gefiets gery. Hy sê hy kon nie by hierdie oom bly nie. 72 kon hy 'n fiets trap. En dan het hy gekom by plekke, potte gekap, by mense net potte gekry en potte te mekaar gekap. Mense het gekom, luister, wat is die geraas? En dan het hy begin preek. Want die mense tot bekering gekom, want hierdie boodskap wat hulle gehoor het, was anders as die boodskap wat hulle geleer het van die gelowe wat hulle ken. Jy sien, die gelowe wat in die ooste geken was, is, jy is goed. Jy is God self. Jy skep jou eie toekoms. Jy is wonderlik. En die boodskap wat hy vir hulle gebring het, is jy sleg. Jy is inherent sleg. En jy het 'n verlosser nodig. Totaal en al iets niets wat hulle gehoor het. Jy weet, in vandag se era, dink ek, dis dalk ook alweer 'n nuwe boodskap, want al wat die kerke preek, en selfs wat ons baie keer van ons eie kansels af hoor, is hoe wonderlik en hoe goed en hoe oulik ons is. En ons het nodig om te weet, dat binne in ons wese en ons natuur, is ons geneig tot sonde, elke dag. Beteken dit ons hoef daarin te bly? Nee. Maar ons moet weet wat is die potensiële boosheid wat daar is in ons. Een van die gemeentes wat hierdie ou man by gekom het, wat hy nou al reeds gestig het hy nou weer besoek. Toe kom hy daar, toe het hulle al klaar weer baklei. Amper oor iets soos die kerk se kleur van die mat, jy weet, amper so iets. Soveel so dat die kerkie gesplit het. Gemeentetjie het gesplit. En nou baklei hulle, en nou is hulle so bly, hierdie ou man kom weer, dat hy kan uitsort oor wie is nou eintlik reg. Die een lot het in die een van die kant van die kamer gesit, en die ander in die ander kant, en hy daar voor in die middel gesit. En hulle het almal gepraat oor wat is nou aan die gang, en wie is nou reg, en gestry, en dit was 'n gerumoer, en hy het daar gesit, en hy het net begin huil. Hy het net begin huil. Die kamer het stadig maar seker stil geword. Binnekort toe huil almal. En hulle omhels mekaar. Nie 'n woord gespreek om uit te vind wie was reg nie. Want hulle het net besef, dit gaan nie oor my en my saak wat ek veg nie, dit gaan oor die saak van die Here. As ons net weet, dat as ons hierdie wêreld wil bereik, gaan dit nie oor ek moet reg wees. En hierdie ouens moet tog verstaan, hoekom is hulle so onnosel? Ek verduidelik dan vir hulle uit die Bybel uit, ek gee vir hulle al die tekste oor die Sabbat en die boggers wil nie luister nie. Want so graag wil ek reg wees. En ek wil so graag hê hulle moet verstaan wat ek sê. Terwyl ons moet weer, die Here moet daai persoon daar ontmoet waar hy is. Dis nie ek wat hom moet oortuig nie, dis die werk van die Heilige Gees. Ons is net die boodskappers. Ons is bedelaars, wat vir die ander bedelaars moet wys waar die brood is. Dis ons werk. En weet julle, as ons nie dit gaan besef nie, dan gaan daar eendag 'n dag kom, wat die haan dalk vir ons gaan kraai. En ek wil nie hê, dat dit met my moet gebeur nie.
of met U. Dat ons eendag op 'n punt kom waar ons hoor die haan kraai en ons het vir Jesus verloon. Want jy sien, dis 'n skelmpad wat die duiwel ons opvat. Dit gaan goed met ons. Hy seën sy kinders. Weet julle dit? Die duiwel seën sy kinders. Hy laat dit met hulle goed gaan, dat dit lyk asof, nou is ek in die hand van die Here gebruik my. En dan eendag, dan kraai die haan. Ek wil vir julle nog so 'n stukkie lees. Wanneer ons sy reinheid, Jesus, sy reinheid en uitnemendheid kontempleer, as ons daaroor nadink, nie oor hoe wonderlik ons is nie, sal ons eie swakheid en armoede en defekte sien, soos hulle regtig is. Jy sien, as ons kyk na hoe Jesus gelewe het as mens op hierdie aarde, hoe hy dit reg gekry het om nooit te sondig nie. En as ons daaroor gaan nadink en gaan bestudeer oor die wonderlikheid van dit wat hy vir ons kom doen het op die kruis, dan sal ons eie swakheid en armoede en defekte sien soos hulle regtig is. Ons sal onsself sien as verlore en hopeloos, geklee in kledingstukke van selfregverdigheid, soos elke ander sondaar. Met ander woorde, nie-adventiste, ongelowiges, horeerders, ons sal sien dat ons is nie anderster as hulle nie. Ons sal sien dat indien ons ooit gered word, dit nie sal wees deur ons eie goedheid nie, maar deur God se oneindige genade. Daar is een liedjie wat ek dink dit alles saamvat. I did it my way. Almal dink is so oulike liedjie. I did it my way. Of het ek dit God's way gedoen? Here, ons kan nie staan, ons kan nie staan, ons kan predikante wees, met pragtige dassies, mooi aangetrek, en preek, met pragtige uitleggings van die skrif, met wonderlike geskiedenis, brokkies wat ons bybring, ons kan pragtig preek, en die mense beïndruk. Is dit moeilik? Wel, as jy bietjie hard probeer, kan jy mense beïndruk. Met menslike metodes kan ons dit regkry. Maar dan is dit, I did it my way. Mag nooit een van ons deur die verskriklike ervaring moet gaan wat Petrus gegaan het nie. Kan ons leer by hom, of moet die Here dieselfde met ons doen? Moet die Here selfde met ons doen, dat die haan op ons lewens ook moet kraai? Kom ons vra dat die Here ons sal vat, om effektief 'n disipel te kan wees, vir die mense wat dit nodig het daar buite, dat ons kan minder word, sodat Jesus meer kan word. Kom ons bid saam. Here, ons verklaar onsself afhanklik van U. Maar ons wil ook na U toe kom en vir U sê, Here, ons is jammer. Here, ons is jammer dat ons so baie keer in arrogansie soos Petrus opgestaan het, in selfversekerdheid, dat ons U nie sal teleerstel nie. En miskien het baie van ons al ervaar, dat ons U teleurgestel het. Ons vra U om ons te vergewe. Kom vul ons harte, kom vul ons met U Gees, kom maak ons leeg van selfversekerdheid, van selfregverdiging. Kom maak ons leeg, Here, en kom buig ons neer op die grond, op ons knieë voor U. Ons het U so nodig, Vader. Die wêreld daar buite het U nodig. En as ons nie op ons knieë kan kom, in nederigheid voor U nie, dan gaan hulle nie die boodskap hoor by ons nie. Asseblief, Vader. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.